Goeiedag. Ek praat die laaste 2 weke al oor water en vandag weer wil ek verder praat oor die put. Laas week het ek genoem van Eliezer, man wie se naam beteken hulp van God, wat kom en moet vrou soek vir Isak, Abraham se seun. En dan sien hy die mooie Rebekka. Hy ontmoet haar by 'n put. En dan sê hy, Here, as dit is sy, laat sy vir my en my diere water gee. En dit gebeur. Nou hierdie Rebekka, wat ontmoet vir Eliezer, hierdie hulp van God, dis een van die Heilige Gees se name. Sien jy die prentjie? Abraham, die Vader, stuur Eliezer. God die Vader stuur hulp van God, die Heilige Gees. En hy ontmoet hierdie mooi meisie by die put, die plek waar daar water is. En sy nooi vir hom daar na haar huis toe. En hulle familie is bly om te hoor en te sien, hy kom van Abraham af, want hulle weet van Abraham, hy is daar die ryk man, hy is familie van hulle, ver langs. En hierdie Eliezer vertel vir hierdie familie oor Abraham en sy seun. Ja, sien jy in die Nuwe Testament dieselfde prentjie? Eliezer, hulp van God, die Heilige Gees se rol, hy vertel, hy praat oor Vader, hy praat oor die seun. En hy doen so goeie werk, hierdie familie, hulle sê, hulle is baie opgewonde, hulle is bly, want nou hierdie man, en jy gaan lees in Genesis 24 vers 57 tot 64, is die storie waar hy hulle nou vertel het van Abraham en Isak, en hulle is opgewonde en hulle dink, dit sal reg wees. Ek sien hoe Rebekka se ma, hoe sy, my kind, jy kan nie beter nie. Maar nou hierdie Eliezer vra, is dit reg met julle, dat Rebekka saamkom? Dan het die mooi antwoord, waar hulle sê, die Engelse Bybel sê dit mooi. Let us call the damsel. The damsel is 'n mooi woord. Dis amper soos, kom ons roep die mooi meisie, die prinses, kom ons roep die moontlike toekomstige bruid. Daardie woord is so mooi woord wat hulle gebruik. Moeilik om in doof te verduidelik. Maar hulle sê, kom ons roep hierdie mooi meisie, hierdie oulike meisie, hierdie een wat ons dink, die beste is. Sy moet self kies. Hoor mooi. Jou ma en jou pa kan vir jou bid. Die hele gemeente kan vir jou bid. Die Heilige Gees kan jou trek, jou vertel van God die Vader en God die Seun. Hy kan jou vertel, kom saam, ek wil jou voorstel, ek wil jou huwelik, ek wil jou trou, ek wil julle saam sien, dit is so mooi. Maar dis altyd die bruid se keuse om te sê ja of nee. Dit sou so hartseer wees as Rebekka sê, ek sien nie kans nie. Ek wil nie. Nee, ek twyfel. Water. Maar omdat hierdie Eliezer, hierdie hulp van God, so mooi verduidelik het, sê Rebekka is reg. Mag dit so wees, dat terwyl die Heilige Gees met jou praat oor God die Vader en God die Seun, dat jy soos Rebekka lank altyd sal sê, dis reg, ek sal saamgaan. En nou die familie, baie opgewonde, haar, wat is die woord, haar hulp, die meisies wat vir haar ondersteun, moet saamgaan, en ek droom sommer hoe, ek dink sommer hoe haar ma eiers bak en vleisballetjies maak en alles gereed maak en sê, right, daar gaan hulle.
Ja, hulle gaan mis vir Rebekka. Maar ek is ook 'n pa. Vir my is dit so belangrik om te sien dat my dogter het getrou met 'n man wat die Here dien en saam gaan hulle groei. En haar ma groet haar met die woorde, mag jy die ma word van miljoene. Dit het so gebeur, want sy was die mamma van Jakob, en Jakob se naam het verander Israel. Sien jy hoe, dat wanneer ons bereid is om by die put te grou, water te kry, by 'n plek van gemeenskap, van gemeente, van 'n plek waar daar ontmoeting is, kom die Heilige Gees en hy trek. En soos Rebekka, kan ek en jy God die Vader en Jesus ontmoet en saam groei tot sy eer en verheerliking. Maar dis nie die einde van my storie nie. Volgende week praat ons nog 'n bietjie oor 'n put. Sien jou volgende week.